Hi, ek is Hannes Fourie en ek is hier by Buffels Byveld Takeaways. Vandag gaan ek vir julle wys hoe om een van ons spesiale disse wat ons hier verkoop te maak. So na Desember en 'n feestyd is ons nie lus vir harde kos of ietsie, so ons gaan 'n lekker ligte chicken Alfredo maak en ek gaan vandag vir julle wys hoe ons dit doen. Wat ons hier het vandag is, ons gaan gebruik 3 hoenderborsies. Ons gaan gebruik 2 lekker groot gekapte eie. Dan gaan ons min of meer so gebruik 200 gram se reepie spek wat ons net in blokkies gesny het. Ons het so 200 gram se kaas, cheddar. Ons het so 500 ml se yoghurt, gewone plain double fat yoghurt. Dan het ons 'n bietjie parsley vir garnish. Ons het ons knoffel. Ons het ons speserye hierso wat spesiaal gemeng is. Ons gaan nou nie daai resep weggee nie. En dan het ons hierso ons Alfredo. So ons het op hierdie stadium met ons al die bestanddele vooraf gaar gemaak. Ons het die eie gebraai met die parsley en die garlic. Dan het ons ook die spekreepies gebraai en ons het die hoender ook gebraai. Nou, die hoender braai ons na die spek sodat hy meer die spek se geure kan kry en laat hy dit meer flavor het op jou hoender. Terwyl ons die hoender gebraai het en die spekreepies en die eier, het ons die pasta gaar gemaak in 'n al dente manier sodat dit nie pap is nie. Pasta moet net vir 6 minute kook, anders is dit nie al dente nie en dan het jy 'n papperyskil. So die volgende stap in hierdie chicken Alfredo is al ons vooraf gaar gemaakte bestanddele gaan ons nou bymekaar gooi in 'n houer. Julle kan sommer maar net enige aparte houer gebruik. Ons sit die bacon in. Nou jou hoender moet net tussen 5 minute braai. Hy moet nie droog wees nie. Hy moet nog steeds 'n lekker sousie aan hom hê want jy wil hê jou pasta moet met 'n sousie gemaak word. Dan voeg ons 500 ml se plain double thick yoghurt by. En ons voeg ons 200 gram se kaas by. Dan meng ons alles. Dan die volgende stap is, ons vat ons pasta. Ons sit ons pasta in. En ons meng alles goed deur. Dan wat die volgende stap hier vanaf gaan wees is, jy wil hom graag net vir so 5 minute deur stadige hitte bring sodat hy al jou geure van jou speserye, van jou spekreepies, kaas, al daai goeders, dit moet nou in jou pasta wat al dan hy lekker gekook is inmeng en dan is dit reg geskik vir die mense.